Goeiemôre. Dis nou wat 7de Maart en hierdie is die laaste dag van Operasie Hooper. So hierdie gaan dan die hele 3 maande se storievertellery afsluit vandag met die laaste gedeelte van Hooper voor ons terug is Suid-Afrika toe. En dan Hooper oorgehandig is aan die volgende groep vir Operasie Packer. So op die 7de op vandag se dag, op die 7de was daar met die doelwit opruiming. By veral 59ste brigade se stellings het hulle opgetel dat die vyand het in haglike omstandighede gelewe. Dat was redelik swaar vir hulle. Maar hulle het ook gesien dat die leiergroep en die Kibane baie goed vir hulle self gesorg. Maar die troepe self, dis hoekom die troepe so moraal so laag was, die vyand. En elke keer as ons kontak gemaak het hulle weghardloop. En ook elke keer as ons kontak gemaak het, net as ons begin inkom, het die Russiese raadgewers en die Kubaanse bevelvoerders van hulle het in helikopters gekom en weggevlieg, sodat hulle nie daar is tydens die aanval nie. Dit het ons baie gesien tydens Hooper gebeur. So op die dag met die doelwit opruiming is daar gesien wat se omstandighede en waglike omstandighede die VAPLAS dan gelewe het. Dan verder op 7de en die 8de Maart het ons artillerie voortgegaan met bestokings, sodat ons die oorhandiging kan doen waar ons was, so om die vyand besig te hou, veral om die Kuito brug omgewing. Daar is ook opgetel met ons verkenning dat daar nie so baie versterkings aan die Wes-oewer op die VAPLA kant is nie, dat baie van hulle onttrek het terug na Kuito Kanaval area toe. So daar was nog wel troepe in die Tumpo area, VAPLA troepe in die Tumpo area, maar baie minder as wat daar voorheen was. Maar hulle het nog steeds daai gebied daar behou en nog steeds artillerie beskerming oor daai gebied gehad vir hulle self. So hierdie artillerie voortgegaan hier weer die 8ste Maart het ons artillerie voortgegaan en geskiet. Hulle het 'n paar voertuie in die brand geskiet, weer ammunisievoertuig en so aan wat probeer versterkings inbring het en na die VAPLA troepe aan die Wes-oewer toe en ook die wat by Tumpo is. Maar daar ook groot skade gedoen. So die vyand se kop is nog steeds laag gehou van ons kant af. Ons artillerie het nog steeds elke dag hulle job gedoen. Al was daar party daar helfte van die kanonne ondiensbaar. Die wat diensbaar was het sustained fire gehad op die vyand anyway. So en hulle het nooit geweet wanneer kom die skote nie. So dit was nie 'n standaard sustained fire nie. Dit was 2-3 skote nou en dan weer vir halfuur later niks en dan weer 'n paar skote en dan of partykeer 'n paar skote agter mekaar vir 'n lang tyd en dan groot. So die ritme en die tempo is heeltemal opgebreek. Hulle het nie 'n klou gehad wat kom volgende en wanneer kom dit nie. So dis moeilik om te weet wanneer moet jy uit jou gat uitklim en begin wegmaak weer en wanneer moet jy as dit wag vir die volgende bestoking om verby te gaan. Dan laatmiddag op die 9de Maart het die mix een van ons konvoie wat suidelike gedeelte van die Lomba rivier was, gestryk. Redelik naby gekom, hulle het nie skade gedoen, het was nie 'n suksesvolle stryk nie. Maar dit is die eerste keer dat die mix so ver van Kuito Kanaval af op ons konvooi afgekom het en gestryk het. Wat 'n probleem kan wees, want dis die rigting van waar ons af ons versterkings en goed inbring en voorrade inbring. So dit lyk of hulle begin optel dat waar die roete is wat ons gebruik partykeer vir logistieke aanvulling. So hulle gaan dalk daar 'n bietjie meer oë hou en verkenning sit sodat daar meer kan wanneer ons konvoie inkom. Ons konvoie probeer stop dat hulle nie kan vir ons voorraad en ammunisie en water en die kos en sulke goed bring nie. So dit kon 'n probleem raak veral as jy praat van ons gaan nou in Operasie Packer in vir daai ouens om hulle support af te kan sny vir hulle. En so was dit ook bepaal dan dat die laaste amptelike dag vir Operasie Hooper aangestel was vir die 12de Maart. Alhoewel daar van ons magte reeds begin terugtrek het en van 82 brigade se magte begin oorvat het by ons, is die afsnydatum vir Operasie Hooper in die begin van Operasie Packer gestel dan vir die 12de Maart. Dit is die dag wat die een operasie stop en die volgende een weer begin. So teen daai tyd het kolonel McLachlan begin terugbeweeg en kolonel Fouché oorgevat met sy veggroep in hierdie paar dae wat voorlê, sodat hulle, so alle skote wat nog geskiet is deur die artillerie hier op vandag se datum en die 7de, die 8de, die 9de Maart daar rond, is nog aangeteken as skote wat uit die Operasie Hooper uitkom op die vyand. Teen die aand van die
10de Maart, daai aand in die donker, het ons 'n aanval beleef, die MiGs 'n aanval gedoen, naby die Baggebied. Dit was nie suksesvol geweest, obviously, maar dit was redelik naby. So, selfde met die probleem wat ons gehad het, dat hulle ons konvooi so ver van Kwitu-Kenaval begin uitsoek het en stryk het hulle nou ook ver terug by die Bag ook begin stryk, so in die omgewing van die Bag. Dieselfde probleem kon oplos. Dit lyk my hulle begin nou verder stryk en ook in die nag begin stryk en redelik naby aan ons teiken kom. So ons moet redelik voorbereid wees dan vir 'n groter, wewiger airstrike of air superiority wat die vyand reeds gehad het om dit te gaan versterk, wat dit baie moeilik vir ons maak om op die grond te beweeg sonder dat ons lugsteen van ons eie het in die omgewing. En dan die 11de Maart het die res van 6-1 Mag se troepe begin terugtrek. 4 se troepe, ons was nou al terug by Mavinga omgewing, terug om uit te beweeg na Rundu toe, en so die 11de het die laaste gedeeltes van 6-1 Mag begin terugbeweeg, en op hierdie stadium is die hele 82 brigade nou totaal in beheer van operasie Packer en van al die wapenstelsels en gereed vir hulle volgende. Ek dink hulle daai tyd besluit dat die volgende aanval op Tumpo is bepaal hierso vir die 20ste tot die 23ste Maart daar rond, so hulle het so 'n week of 2 voorbereiding en beplanning wat hulle moes doen vir die volgende aanval op Tumpo. So as ons dan kyk na die oënskou op operasie Hooper, wat was die operasie, waaroor het gegaan en wat was die result, is dit baie maklik. Die hoofdoel van operasie Hooper was dan om die vyand wat oos van die Kwitu rivier opgestel was, uit te dryf terug na Kwitu-Kenaval toe, oor die Kwitu rivier en terug te dryf na Kwitu-Kenaval toe. Die operasie kan gesien word as 'n groot sukses, alhoewel ons nie die laaste doelwit kon bereik om hulle heeltemal uit Tumpo uit te kry nie, was die operasie steeds 'n groot sukses, operasie Hooper, spesifiek ons groot aanval op 21 en 59ste brigade. Ons het die vyand het gedisintegreer in daai omgewing heeltemal en weggetrek tot op 'n punt wat hulle self kon op een klein hoekie vir ingroue in redelik verdedig, maar ons het hulle uitgestoot uit die grootste gedeelte, en dit sou dan oorgelaat word vir die manne van operasie Packer om die res van die magte daar uit te dryf en aan te gaan met beplanning. Intussen was daar nou al reeds groot samesprekings tussen Suid-Afrika en Rusland en Amerika en 'n paar ander plekke, en Cuba is ook deur Pik-Botha om te kyk wanneer gaan hierdie operasie of hierdie hele oorlog tot 'n einde kom. So hierdie tyd was die gesprekke al aan die gang gewees. Ons op die grond het nie van dat alles geweet altyd nie. Ons het net die opdragte uitgevoer en partykeer snaaks gekyk as ons gesien het daar sekere take wat ons moet verrig en sekere wat ons nie verrig het nie, wat nie partykeer vir die man op die grond sens gemaak het nie, maar het vir die opperbevelvoerders sens gemaak, van wat in die globale prentjie was, van wat moet gebeur tydens operasie Hooper. Dan met nabetragtiging vir operasie Hooper is spesifiek gefokus op die mislukking op die eerste aanval op Tumpo en die tweede aanval op Tumpo se mislukking. Het geleer, kyk wat is die situasie op die grond, hoekom het dit misluk, wat kan gedoen word om dit te verbeter en hoe kan ou daai objective uithaal sonder om groot verliese te ly. Daar is definitief agtergekom dat ons veggroep nie genoeg tanks besit gehad het om 'n groot volskaalse frontal attack op Tumpo te doen nie, want dit is te breed en daar's te veel mynvelde. Jy kan definitief nie ratels daarin stuur, ratel 90's nie, om tanks te fight nie, of ratel 20's nie, want hulle word opgeëet deur die 23 mm kanonne. So as jy nie lugsteen het en definitief weet waar die 23 mm kanonne veral is nie, is dit maar, jy bring jouself in 'n hinderlag in as jy dit doen. Dis 'n suicide mission. So daai was alles dinge wat gebruik was vir die voorbereiding van operasie Packer en die daaropvolgende operasies. Dis dan al, ek wil net dankie sê vir almal wat geluister het die laaste 3 maande. Dis die einde van operasie Hooper. Ek dink elke jaar hierdie tyd wat ons daar was. Dis altyd, ek onthou dit altyd en ek sal altyd daarvan gepraat en daaraan dink, maar dankie dat julle kon saam luister en tussentyd, dis die einde van operasie Hooper. Baie dankie.